Goeiemôre vriende, ons is in die lydingstyd en in hierdie tyd bedink ons weer die lyding van Jesus Christus vir mense. Maar ons reflekteer ook oor ons eie lyding en die lyding van die wêreld, die lyding van die mensdom. En hoe dat die lydende Jesus Christus ook teenwoordig is in ons eie menslike lyding. Van een ding kan ons seker wees, en dit is dat daar niks is wat vir ons ooit sal kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Ook nie lyding nie, selfs nie die dood nie. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Daaroor moet jy seker wees. Die Here Jesus verwelkom ons vanoggend hier in sy teenwoordigheid met sy eie groetwoord, Shalom, vrede vir julle. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend saam te kom en te aanbid. Ons kom aanbid ons Skepper God, Vader, wat alles tot stand gebring het op maniere wat ons nou nog sukkel om te verstaan. Wat alles onderhou op wonderlike maniere. Ons aanbid ons verlosser God, Jesus Christus, wat al ons sonde op U geneem het, wat vir ons kom ly het, sodat ons kan leef, wat U self laat breek het, sodat ons kan heel word. Ons aanbid U Gees van God wat in ons woon, U wat ons lei op die pad om Jesus te volg. U wat besig is om die skepingswerk van God, naamlik die beeld van God, in ons te herskep, om ons heel te maak, om weer beeld van God te wees, om al meer weer na Jesus te aard. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees vir ons saamwees. Ons bid dat U met ons sal praat. Ons is hier om te luister, te ontvang. U is hier om met ons te praat en in ons harte te werk. Doen dit soos U dit ook vanoggend vir ons bedoel het. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, ons lees die Bybel, ons lees in Filippense vanoggend saam. In Filippense 1 vers 27 en hoofstuk 2 vers 5. Ek wil net daarmee begin en dit lees uit die Boodskapvertaling. Gedra julle altyd so dat julle 'n advertensie vir Christus is. Daarmee moet julle regtig moeite doen. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Nou is die vraag, maar wat beteken dit vir ons om soos Jesus te dink en te voel? Kom ons lees nou Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood,
ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Kom ons lees net weer hier by vers 3 en vers 5 tot 8. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Kom ons hoor net weer uit die skrif hierdie woorde. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Ons kuier oor die Kerstyd by ons kinders en kleinkinders in die Vrystaat op hulle plaas. En ons een kleindogtertjie stap een oggend by ons kamer in, en sy klim met haar klein voetjies in oupa se ou velskoene in. Sy sê, oupa skoene. En toe maak ek nou of ek haar skoentjies wil aantrek. En sy lag uit haar maagie uit en sy sê, silly oupa. Silly. Om aan ander mense se skoene te probeer inklim. Sommer silly. Nee. Of is dit dalk nie so silly nie? Julle ken mos die uitdrukking om in iemand anders se skoene te gaan staan. Hoe sal dit wees om iemand anders se skoene aan te trek? Wel, dit kan werk solank dit naaste by dieselfde nommer is, né? Maar oor die algemeen dink ek sal dit maar 'n ongemaklike affære wees. Ek dink nie ek sal baie tuis voel in 'n vrou se fancy hoë hakskoene nie. Dit is vir enkelsbreek. Ons ken die woord simpatie. Kom ons hou die woord simpatie vir 'n oombliekie net bietjie vas. Dit is 'n ou Griekse woord natuurlik wat saamgestel is deur twee woorde, soem wat beteken saam en pathos wat beteken voel. Om saam te voel. Om jouself in 'n ander een se gevoelens te probeer indink. Om te probeer voel, hoe voel 'n ander mens? Natuurlik werk dit nie baie goed nie, want jy kan mos nou nooit heeltemal voel wat 'n ander mens voel nie, né? Jy kan nooit regtig iemand anders se skoene aantrek nie. Al is dit moeilik, en al klink dit 'n bietjie silly, is dit 'n baie belangrike deel van ons geloof. Simpatie met mekaar, om in mekaar se skoene te gaan staan, is 'n baie belangrike deel van ons geloof. Ons moet probeer om met mekaar saam te voel. Ons moet probeer om in mekaar se omstandighede onsself in te leef. Probeer om in ander se skoene in te klim. Ek moet leer om myself uit my eie wêreldjie te verplaas in iemand anders se wêreld in. Anders sal ek sukkel om iemand anders se lewe te verstaan en om daardie persoon lief te hê. Ek moet eers simpatie hê. Ek moet eers in daardie persoon se skoene gaan staan. Daar's 'n soort verhoudingsterapie wat ons brugterapie noem. Miskien het jy al daarvan gehoor.
Sê nou maar dit is 'n huwelikspaartjie wat 'n bietjie verder wil werk aan hulle huwelik, aan hulle verhouding, dan help ons hulle verstaan dat daar 'n onsigbare bruggie tussen hulle is. En die plan is nou om oor die bruggie in jou lewensmaat se wêreld in te stap. Om te gaan dink, hoe is dit aan die ander kant? Hoe voel dit aan die ander een se kant? Hoe sou ek gevoel en gedink het as ek aan die ander een se kant was? So help ons mense om mekaar se wêrelde beter te verstaan en meer begrip vir mekaar te kry. Jy sien, as ons oor die bruggie stap en mekaar se skoene aantrek, dan kry ons simpatie vir mekaar. Dan begin ek dalk iets voel wat jy voel. Ek begin iets dink wat jy dink. Simpatie. So het ons vanoggend hierdie twee prentjies wat ons vashou in ons gedagtes. Die bruggie en die skoene. Die belangrike vraag is natuurlik, hoe kry ons dit reg om oor die bruggie te stap in 'n ander mens se lewe in en om 'n ander mens se skoene te gaan aantrek? Ons teksgedeelte wil ons juis daarmee help. Die kernwoord, dink ek, in ons teksgedeelte is die woordjie nederigheid. Vers 3 en 4 sê vir ons, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die woordjie vir nederigheid hier beteken letterlik, jou kop moet laag wees. Die manier hoe jy dink oor jouself moenie te hoog wees nie. Eerder 'n bietjie laer. Hou jou kop laag. Dis wat nederigheid letterlik beteken. Verstaan tog net vir 'n oomblik dat nederigheid nou glad nie beteken dat jy niks werd is of dat jy minder werd is as ander mense nie. Natuurlik nie. Jy is nie niks werd nie en jy is ook nie minder werd as enigiemand anders nie. So respekteer jouself, waardeer jouself, ag jouself hoog en wees lief vir jouself. Probeer jouself sien soos God jou sien. En dan sal jy weet hoe spesiaal en kosbaar jy is. Net so spesiaal en kosbaar soos ander mense, maar niks meer nie. Teenoor nederigheid staan natuurlik hoogmoed, né? Dis nou om jou kop hoog te hou, om te dink jy's beter as ander, hoër as ander. Jou kop is hoog. Jy kyk van bo af neer op ander, of jy kyk sommer bo oor ander mense. Filippense 2 kom leer vir ons, moenie jou kop bo die ander laat uitsteek nie. Laat jou kop 'n bietjie sak, ten minste tot op oogvlak met ander mense. Nou kom ons weer by die prentjie van die skoene. Nederige mense is mense wat die vermoë het om in ander mense se skoene te gaan inklim. Nederige mense is mense wat simpatie kan hê met ander mense. Wat ander mense se pyn en behoeftes kan aanvoel. Nederige mense is mense wat die vermoë het om maklik oor die bruggie te kan stap in 'n ander mens se wêreld in. Om wat daar te gaan maak. Nie om nuuskierig te gaan rondsniffel en kinderstories te gaan soek nie. Maar om die ander een aan die ander kant te gaan dien en lief hê in sy of haar eie wêreld. Dis eintlik net nederige mense wat dit reg kry. Hoogmoedige mense sukkel baie daarmee. 'n Hoogmoedige mens wil graag hê al die ander mense moet oor die bruggie na sy kant toe stap. Al die ander mense moet vir my simpatie hê. Hulle moet my behoeftes raak sien. Hulle moet oor die bruggie in my wêreld instap en my kom dien in my wêreld. Ons ken sulke mense, né? Maar ek stap nie 'n tree in ander mense se lewens in nie.
Ek trek net my eie grandskoene aan, niemand anders se nie. Dis hoogmoed wat so praat. Christene, volgelinge van Jesus, is geleer om nederig te wees. Ons koppe is laag genoeg om almal in die oë te kan kyk. Nou is die ander vraag, waar op aarde kry jy hierdie tipe nederigheid? Waar kry ons dit? Sodat ons dit ons eie kan maak. Ons kry dit by Jesus. Vers 6 en 7 beskryf Jesus se nederigheid so. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hier kom ons af op 'n ander baie belangrike woord, die woord verneder. Jesus het homself verneder. Die ou Griekse woordjie is tapeino. Jesus het homself tapeino, hy het homself verneder. En hierdie woord het twee betekenisse. Dit beteken leegmaak en laag maak. Kom ons vat net eers die eerste een. Jesus het homself leeg gemaak. Onthou vir 'n oomblik wie Jesus was voordat hy mens geword het. Hy was God. Hy was nie 'n tweede rangse of 'n laer klas goetjie nie. Hy was God saam met die Vader en die Gees. Heilige, volmaakte God. En hy was in die hemel, wat beteken hy het geregeer oor die heelal. Nou los hy sy goddelike hemelse lewe vereers net daar en hy word 'n mens tussen mense, 'n gewone mens, net soos ek en jy. Jesus het homself leeg gemaak van wie hy was. Hy het homself leeg gemaak van sy goddelike status. En hy het homself kom volmaak met wie ons is. Ons menslikheid, ons onvolmaaktheid, ons gebrokenheid, ons sondigheid, daarmee maak hy homself nou vol. Hy trek letterlik ons skoene aan, ons liggame, ons lewe, ons sonde, ons gebrokenheid. Dit trek hy aan. En dit is tapeino, nederigheid, om jouself te verneder. Jesus kom stap oor die bruggie tussen hemel en aarde. Hy maak homself in die proses leeg van sy hemelse volmaakte goddelikheid en hy kom maak homself vol van ons menslike gebroke sondigheid. Hy kom klim in ons skoene in, heeltemal. Hy hou sy kop laag. Hy buig laag af tot op ons oogvlak, sodat hy mense in die oë kan kyk en sodat ons kan weet, hy sien my raak. Hy buig nog laer af tot op hartvlak, om in mense se diepste menswees in te kyk, sodat ons kan weet, hy verstaan hoe ek voel. Hy weet wat in my lewe aan die gang is. Hy verstaan my gebrokenheid en my broosheid, my lyding. Hy voel wat ek voel. Sodat ons kan weet, Jesus weet en verstaan. Maar dan is hy nie klaar nie, sê die teksgedeelte vir ons. Hy gaan verder as dit. Vers 8 sê, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Hy het homself nog verder verneder. Hier kry die woordjie tapeino of verneder sy volgende betekenis, sy tweede betekenis, om jouself laag te maak.
Eerste betekenis, om jouself leeg te maak. Tweede betekenis, om jouself laag te maak. Jesus word nie net aan mense gelyk nie. Hy buig en buig nog laer af. En die teks sê, hy word 'n slaaf van mense. En dan buig en buig hy nog laer af, en hy word 'n veroordeelde sondaar, 'n misdadiger, wat deur mense vervolg en vertrap word. En dan buig hy nog af tot op die laagste vlak wat daar is, wanneer hy sterf in ons plek en uit die hel uitskreeu, my God, waarom het U my verlaat? Vir wat? Vir wie? Vir ons. Vir my en vir jou maak hy homself leeg en maak hy homself laag. So stap hy oor die bruggie tussen hemel en aarde, tussen volmaaktheid en sonde. So kom klim hy in ons skoene in. Hoekom? Wat beweeg Jesus om homself so leeg en so laag te maak? Net een ding. Sy liefde vir mense. Dis alrede. Dis genoeg rede. Sy liefde vir mense dryf hom as ware uit die hemel tot op die aarde. Sy liefde vir mense maak hom leeg van homself en vol van menslike nood. Sy liefde druk homself letterlik al hoe laer en laer af tot 'n absolute verlorenheid en godsverlatenheid, sodat hy ons kan bevry daarvan. Liefde, dis hoekom. Dit is die Jesus gesindheid. Stap oor die bruggie na die ander kant van menswees. Trek ons skoene aan. Word leeg van homself. Buig laag om te dien met liefde. Dit is die Jesus gesindheid. Vriende, die afgelope tyd het ek 'n paar keer gewonder, as Paulus vir ons sê, dat ons ook daardie Jesus gesindheid moet en kan beleef en leef. Hoe sou die wêreld wees, as die groot, sterk en ryk wêreldleiers hierdie Jesus gesindheid ernstig sou opneem? Mense wat hoog opgee oor hulle eie geloof, dat hulle Jesus volg, hoe sou dit wees as die magtige, ryk, sterk wêreldleiers deesdae meer van die Jesus gesindheid sou leef? Hoe sou dit wees as hulle eerder, as om net hulle eie belange te soek, oor die bruggie sou stap, na ander toe, wat swaarder kry? Hoe sou dit wees, as hulle in plaas van hulle eie grand skoene, 'n bietjie ander mense, in ander lande, se skoene aantrek? Hoe sou dit wees, as hulle self kon leegmaak van hulle eie opgeblaase egos en magsbesorgdheid en hulle self volmaak van ander mense se nood? Hoe sou dit wees as hulle koppe 'n bietjie laer af laat daal tot op menslike vlak? Hierdie Jesus wat vir ons hierdie gesindheid kom demonstreer het, hierdie Jesus is vanoggend hier by ons teenwoordig. Hy is nou daar waar jy na hierdie uitsending kyk, is hy by jou teenwoordig, regtig. Nie speel nie, regtig. Hy het afgebuk om ons in die oë te kom kyk. Hy kyk jou op hierdie oomblik in jou oë.
Hy het verder afgebuk om in ons harte in te kyk, sodat jy vanoggend kan weet, hy weet hoe ek voel. Hy het verder afgebuk om ons voete te was en ons te dien met liefde. Hy het verder afgebuk om ons uit die hel van Godverlatenheid uit te haal, sodat ek en jy kan lewe. Kom ons probeer vanoggend vir 'n paar oomblikke iets hiervan ervaar. Nie verstaan nie. Ek dink nie ons sal dit ooit heeltemal kan verstaan nie. Maar ons glo dit. En kom ons probeer om iets daarvan vir onsself te beleef. Kom ons gaan net vir 'n oomblik van ons koppe na ons harte. Kom ons beweeg net 'n liniaal lengte ver. En ons gaan bietjie in ons harte in terme van dit wat ons nou gehoor het met ons ore en verstaan het met ons koppe. Ons doen dit saam in 'n gebedshouding. Ons gaan in gesprek met Jesus. Ons maak ons oë toe, sodat ons kan fokus op hom. En ek gaan jou begelei in 'n paar oomblikke van stil wees met Jesus. Leef jou in die volgende prentjie. Die Here Jesus self is op hierdie oomblik by jou. En jy is by hom. Hy kyk na jou en jy kyk na hom. Hoe kyk hy na jou op hierdie oomblik? Wat sien jy in sy oë as hy na jou kyk? Jesus buig af en hy kyk in jou hart in. Hy sien wat aangaan in jou diepste menswees op hierdie oomblik. Wat sien hy? Is daar dalk iets spesifieks wat jy vir hom wil wys? En wat wil hy vir jou daaroor sê? Jesus buig nog verder af en hy begin jou voete was. Hoe voel dit? Jy hoor hom vra, my liewe kind, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Sê dit vir hom. Dan staan Jesus op en hy stuur jou uit. My kind, daar is iemand wat vir jou wag. Iemand wat nodig het dat jy moet afbuig na hom en na haar. Iemand wat wag dat jy haar en hom in die oë gaan kyk. Iemand wat raak gesien wil word. Iemand wat nodig het dat jy dieper inkyk en probeer verstaan wat in sy en haar diepste menswees aangaan. Iemand wat vir jou wag om gehelp en gedien te word. Daar is iemand wat vir jou wag om Jesus vir hom of haar te wees. Weet jy wie dit is? Praat met Jesus
oor hierdie iemand. Amen. Kom ons sluit af. By Jesus kom leer ons vanoggend weer wat liefde doen. By Jesus leer ons wat dit beteken om oor die bruggie in 'n ander mens se deurmekaar wêreld in te stap. By Jesus leer ons om ander se vuil stikkende skoene aan te trek. By Jesus leer ons om nie vol te wees van onsself nie, maar om onsself leeg te maak van ons eie ekke en egos, sodat ons kan vol word van ander mense se behoeftes en nood. By Jesus leer ons wat dit beteken om laar en laar af te buk tot op oogvlak waar jy 'n medemens in die oë kan kyk. Tot op hartvlak waar jy met deernis en respek kan inkyk in iemand anders se lewe. Tot op voetevlak waar jy kan dien. By Jesus leer ons wat dit is om jouself leeg te maak en laag te maak voor mense, ter wille van mense, gewoon net uit liefde vir mense. Die Here kom sê vanoggend vir ons, dieselfde gesindheid. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde liefde, dieselfde nederigheid, dieselfde simpatie. Om Jesus te volg beteken leeg word, laag word, oor die bruggie stap, ander se skoene aantrek, silly geloof. Amen. Dankie Here vir hierdie oomblikke van saamwees by U en by mekaar. As ons nou uitstap op die pad van die lewe, help ons om te gaan lewe met dieselfde gesindheid as Jesus se gesindheid. En nou kan ons uitgaan met die sekerheid dat niks, maar niks ons ooit sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier van 9 tot 16 Maart 2025. Sondag 9 Maart 2025. Die teks is uit Filippense 2 vanaf vers 1 tot 11. Die tema, bruggies en skoene. Die prediker is Dominee Willem Smit. Dis die tweede lydensweek hierdie week en daar is kategese. Die sinodale offer is vir hospitaalbearbeiding by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloofpreek om 10:00 is digitaal. Dis lydenstyd. Lydenstyd is die weke wat Paasfees voorafgaan. Lydenstyd is altyd vanaf Aswoensdag tot en met die Saterdag voor die Paasfees. Dan volg Palmsondag en Heilige Week voor ons by Paasfees uitkom. Hierdie is 'n tyd van voorbereiding waar gelowiges hulle harte voorberei vir Paasfees. Dis ook 'n tyd van hertoewyding en baie gelowiges gebruik dan ook hierdie tyd om hulle verhouding met God te verdiep deur gebed, vas, Bybellees en die dien van ander. Woensdag 12 Maart. Neem kennis, daar is geen blokbyeenkoms die week nie, as gevolg van die Moderamen vergadering wat op 11 en 12 Maart plaasvind. Daar is kooroefening by die orgel om 4:15
En as jy wil skakel, kan jy vir Marida by 082 471 0751 kry en alle belangstellendes is welkom. Sondag 16 Maart 2025 om 9:00. Die prediker is Dominee Dani Goosen. Dis die 3de Lydingsweek en daar is kategese. Die spesiale offer is vir Carpe Diem skool by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof-preek om 10:00 is digitaal. Kategese vind plaas tydens die erediens van 9:00 tot 10:00. Die kinders kom in die kerksaal bymekaar. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook forums beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 09:30 en 12:30 is die kerkkantoor beskikbaar. Bedieninge. Die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand wat nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieterse by 082 327 9527. Die getuienisbediening, Wolwedans boodskap sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die volgende uitreikdatums vir die eerste kwartaal is 12 en 26 Maart. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiale, gaar, bordiergare, linne en gebreekte keramiek of porselein vir mosaïekprojekte. En ons bedank u by voorbaat vir die deelname. Indien u kan help met skenkings van inkleurpotlode of kruite, kan u dit asseblief tydens kantoorure by die kerkkantoor kom afgee. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer, hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede, uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Ons kontakmense is Rihanna Briers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem kennis. Groenkloof se Bybelstudie. Dominee Dani se Bybelstudiegroep vir Groenkloof inwoners skuif na donderdagoggende om 10:00. Dit vind nie meer op Dinsdae plaas nie. FEBA Radio Suid-Afrika, ons bid vir FEBA wêreldwyd. Ons gebed vir die week is, bid dat FEBA se vroulike personeel krag sal put uit God se teenwoordigheid, wanneer hulle met luisteraars werk en dat luisteraars vreugde in Christus sal ontdek. Die webwerf nggrootbrak.co.za 9 Maart. Erediensbediening, jy kan skakel na die YouTube erediens van 9 Maart op die webtuiste. Getuienisbediening, daar is sendingnuus en toekomsplanne van Timon Berrington van YWAM. Bybelstudies, daar is vanaf 1 Maart 2025 kort nuwe dagstukkies beskikbaar, genoem Skep Asem vir vandag. U kan vorige dagstukkies vind deur die skakel onderaan die berig.
Die weeklikse stof tot nadenke, onsagwekkende wonderbaarlike wyse is ook beskikbaar. Gemeentenuus, al die inligting oor die Wêreldbiddag van 7 Maart 2025 is by die VGK, is beskikbaar op die webwerf. Die gebedsgids vir Maart is ook beskikbaar op die webtuiste. Die afkondigings word weekliks op die webtuiste geplaas. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die adres is Langstraat 10, Groot Brakrivier en die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.